In Ink Luisterstories bied aan. Nou aan sê al die inkers, vandag is ek terug met 'n vervolgverhaal. Die vervolgverhaal se naam is Anna van Broederstroom. Anna word die môre wakker met opgewonde vlinders in haar maag. Dit is nog vroeg, die son is skaars uit, toe wikkel sy al. Saterdagoggend, die merry-go-round is hier. Opgeslaan net agter die landbouskool, daar op die kerk se grond. Pa het gesê, hy vat ons sodra die huis skoon is en die wasgoed gehang is. Sy trippel gang af met die eerste bondel. Die water is al besig om in die Maytag roller in te tap. Hoe vroeër hulle kan klaar kry, hoe gouer kan hulle gaan. Toe sy die laaste 2 van pa se wit gaatjies vrokkies ophang, kom Sissa uitgestorm met 2 bloedrooi linte en 'n haarborsel in die hand. Sy lag dat jy net haasbek sien en hou die linte na Anna uit. Anna se oë word sag as sy na haar sussie kyk. Daar is 10 jaar verskil tussen hulle. 10 jaar en 6 boeties. Sissa het maar pas begin skool gaan. Sy sal hopelik beter vaar as die spulboeties. Van hulle is dit net sy wat Anna is en ou boet en hopelik Sissa wat opleibaar is. Die ander is, kom ons volstaan maar net deur te sê dat klein ou gemeenskapies maar erg deurloop, so met al die ondertrouery. Sy vleg in gedagte Sissa se donker hare en strik die 2 linte kunstig aan die onderkant vas. Nog net 2 jaar, dan is sy klaar met skool. 2 jaar, dan lê die wêreld oop voor haar. As sy hard genoeg werk, kan sy 'n studiebeurs bekom. Sy sien al haar naam by die teateringange, verlig op elke kennisgewingbord. Anna Stander, die nuwe rolprent-sensasie. Sy sal dit regkry ook. Juffrou Riekert sê sy is begaaf en mooi. Sy sal uitstekend vaar in drama. Juffrou sê haar blou oë en koringblonde hare verleen aan haar 'n Grace Kelly voorkoms. Sy roep almal bymekaar om te kyk of hulle netjies aangetrek en skoon is, in soverre dit moontlik is. Die klere is markarig en meestal tweedehands, van die welsyn af. Met mammie in die hospitaal moet sy nou maar voorvat, pa verwag dit, genadeloos, onwrikbaar. Baie dae is sy al wat tussen hom en die kleintjies staan. Hulle loop maar in elk geval deur, gereeld, al probeer sy keer, dikwels tot nadeel van haarself. Al is sy al 16, sien pa dikwels die nodigheid om haar daaraan te herinner dat sy nog nie te groot is vir 'n dragsla nie, veral as hy gedrink het. Dit is asof hy net nie weet hoe of wanneer om op te hou nie. Maar vandag gaan niks hiervan haar onderkry nie. Vandag gaan hulle swaaiery en perdjies. Sy wil vir haar die grootste spookasem koop wat 'n mens kan kry vir 'n penny. Soetspringmielies vir die kleintjies om te deel en 'n kardoes vol suurklontjies. Pa het beloof. Sy stap trippelend die gang af om te gaan sê hulle is gereed. Pa sê dit is goed, hulle kan maar so lank aanstap, hy kry hulle by die ingang. Anna sorg dat hulle mooi by mekaar bly. Hulle hoor die vrolike malemele musiek al van ver af. Sien die groot draaiwiel met sy helderkleurige sambreelmandjies wat al in die ronde
saam met die vlinders in haar maag. Skielik doem die ingang voor hulle op. 'n Reënboog van geel, rooi, blou en groen met stalletjies aan weerskante. Net regs van die ingang is die kaartjiekantoor met 'n veerpytjie stalletjie daarneffens. Aan die ander kant van die ingang staan 'n nar met 'n groot rooi neus, oranje hare en oorgroot skoene wat hasieballonne verkoop. Sy sien haar pa aankom. Daar is 'n effense wankelrigheid in sy tred. Die vlinders in haar maag verander binne sekondes in 'n swerm bye. Sy kyk na haar boeties, vat Sissa se hand ferm en vermaan ernstig. "Tjoep, stel julle, ons moet ons kaarte nou baie mooi speel." Pa kom nie dadelik na hulle toe nie. Die veerpyltjie stalletjie vang sy oog en hy besluit om eers daar aan te doen. Hulle wag vir hom. Niemand sê 'n woord nie. 'n uur later sluit hy by hulle aan. Sê nonchalant, amper leedvermakerig. "Ek wed op rooi, my donder toe wen swart. Geld is weg, julle kan maar huis toe gaan." Nie dit. Geen verskoning, geen berou. As dit enigsins moontlik is, raak dit nog stiller tussen die kronkinders. Anna draai stadig om, neem weer Sissa se hand en sê met 'n doodse stem: "Kom julle, ons gaan huis toe." Willem wil nog iets sê, maar Anna kyk hom stil, wetende dat haar pa net wag vir die geringste teenkanting om te ontplof. Sissa is nog klein. Sy sukkel om haar emosies onder beheer te kry. Halfpad huis toe bars sy in trane uit. Anna kyk verskrik om haar rond. Gelukkig het pa agtergebrei om 'n loopdop by iemand te bedel. Sy troos haar sussie omkyk. Haar pa moet dit net nie sien nie. Trane is vir hom 'n teken van swakheid. Hy sal dit nie duld nie. Terug by die huis gaan elkeen stil kamer toe. Die boeties is 3-3 in 'n kamer, sy en Sissa deel. Nadat sy seker gemaak het dat almal rustig is en verstaan wat gebeur het, gaan maak sy pap en braaikool vir aandete. Die vleis is 'n week gelede al klaar, maar sy is te bang om te vra. Mamma het gekla oor die kruideniers wat gedaan is, en nou lê sy in die hospitaal met 'n stikkende kakerbeen en -4 tande. Sy hoop net dat alles nog reg is met die babietjie. Van haar pa is daar nog geen teken nie. Sy loop 'n draai deur die stukkie voortuin, gaan sit op die stoeptrappie langs 'n helder pink dahlia bos. Net toe sy opstaan, sien sy die pamflet in die tuinhekkie ingekrul. Sy stap nuuskierig nader, maak dit oop en lees. Casual workers needed at the Twinkle Fair. Inquire at ticket booth. Sy kyk op haar oorlosie. 4:15. As sy gou maak, is sy weer oor 15 minute terug. Hooplik sal haar pa dan nog nie hier wees nie. Anna hardloop dat jy net hakskene sien. Terug kermis toe om te gaan hoor of hulle dalk nog iemand soek. Toe sy terugkom, is haar gesig bloesend van angs en opgewondenheid. Angs omdat sy nie wis of haar pa dalk al daar is nie, en opgewonde omdat sy van môre af by die kermis kan werk. Haar pa wag haar in by die kombuistafel. Anna se gesig raak kruitwit. Sy sluk en lek senuweeagtig oor haar lippe, proe nog die stof van die grondpap. Papa, ek het werk gekry by die Malemele, val sy met die deur in die huis. Haar pa kyk haar deur bloedbelope oë aan. Dit is nou as papa sê, dis reg. Hoeveel? Vra hy kras. 10 shillings vir die week, papa, lieg Anna met neergeslaane oë. Haar pa moet tog nou net nie lol nie. As hy moet uitvind hulle betaal 12, kan sy maar weet, afvelle waai. Maar dit is 'n kans wat sy moet waag. Nog net 2 jaar. Nee, maar dis reg.
As jy betaal word, bring jy dit dadelik vir my. Onthou, hierdie skip het net een kaptein. Ek sal besluit, hoeveel kry jy en hoeveel kry ek? Anna se binnegoed roer opstandig, maar sy antwoord gedienstig. Ja, papa. Sy het al in die begin van die jaar begin spaar. Nie eens haar ma weet daarvan nie. Elke penny wat sy kan afknyp, bære sy diep agter in haar handkas, binne in 'n ou potloodblikkie. As sy die dag universiteit toe gaan, moet sy iets bymekaar hê. Nog net 2 jaar. 2 jaar later word Anna een oggend geroep kantoor toe. Die skoolhoof wil haar sien. Sy word yskoud. Sy is bekend as Anna Kwaadkat by die skool, omdat sy altyd vir die kleintjies in die bresse tree, dikwels letterlik kaalvuis. Sy is dus nie onbekend met die binneruim van die hoof se kantoor nie. Om lewe en dood kan sy egter nie dink wat nou kan skeel nie. Die hoof nooi haar vriendelik om te sit. Anna gaan sit huiwerig op die puntjie van haar stoel. Hy vertel haar dat sy genomineer is vir 'n volbeurs. Dit sluit klasgelde, handboeke en lusies in. As sy aan die einde van haar eerste jaar na wense presteer, word die reëling voortgesit. Sy moet dit net met haar ouers bespreek en aan die einde van die week laat weet of sy dit aanvaar. Anna se blydskap ken geen perke nie. Met sterre in haar oë wys sy die middag vir haar ouers die brief. Haar pa is huiwerig, maar stem uiteindelik toe. Anna slaag haar eindeksamen met universiteitsvrystelling en 4 onderskeidings. Ten spyte daarvan kan sy nie so opgewonde raak as wat sy sou wou nie. Sy bly skepties oor haar pa wat so onvoorspelbaar kan wees. Hy maak egter nie weer negatiewe aanmerkings nie, selfs nie toe haar ma vroeg in die nuwe jaar vra of hulle maar vir haar 'n paar goedjies vir die universiteit kan gaan kry nie. Hulle kom die middag tuis, vrolik en al babbelend, opgewonde oor al die nuwe vooruitsigte, let hulle nie op dat daar 'n skaduwee oor haar pa se gesig geskuif het nie. Sien hulle nie die opgeskeurde toelatingsvorm langs sy stoel nie. Dit is eers toe die leë kuinbottel met etlike millimeters haar ma se kop mis en teen die gangmuur ontplof, dat hulle bewus raak van die onheil in die lug. Ek het jou reeds al gesê, hierdie skip het net een kaptein. Nog voordat die eerste houe val, weet Anna, al haar toekomsdrome lê saam met die glaskerwe op die gang se vloer. Word vervolg. Julle, wat gaan van Anna word? Hoe gaan haar toekoms nou uitdraai? Ons sal moet maar wag en sien. Lekker aand vir almal. Tata. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.